Kom ons sing dan nou staande en biddend die beruimde gelofte van 1838 op die wysie van Psalm 42 soos wat ek hom op die blaadjie vir u gegee het. Kom ons bid saam tot die Here. Almagtige God en Hemelse Vader, U wat die Alfa en die Omega is, die beskikker van ons lot, U het die geskiedenis beheer en U skep die toekoms. U woord is bepalend van ons lot. Ons staan vanmôre voor U op hierdie besonderse dag waar ons en ons hele volk voor U staan en terugdink aan daardie besonderse dag op 16 Desember in 1838, waar die voortrekkers voor 'n menslik onmoontlik oorwinbare mag gestaan het. En waar hulle in opregtheid hierdie gelofte voor U afgelê het, dat ons vandag nie net as 'n bid en dankdag sal hou nie, maar as 'n Sabbat. Dat ons U die nodige eer sal gee, soos wanneer ons U eer elke week op die Sabbat. Ons wil U vra dat U ons die genade sal gee, dat ons elke een wat vanoggend voor U staan, dat ons U woord sal hoor. Al is ons min vanmôre hier, weet ons dat daar is baie geloftedienste selfs in ons omgewing, waar daar baie mense ook gaan bywoon. En ons wil U vra dat U met elke een daar sal wees, dat hierdie gelofte wat vandag herhaal word, dat dit nie net op ons lippe sal wees nie, dat dit nie net 'n liggaamsdiens sal wees of 'n ritueel of iets wat ons doen uit gewoonte uit, maar dat hierdie gelofte in ons harte sal wees. Dat ons sal weet, U het waarlik ons volk verlos. En nie net dit nie, nog meer, was U ook getrou aan U gelofte
En die Seun Jesus Christus het ons van die verdoemenis van die hel verlos. Dat U nie net 'n menslike vyand verslaan het nie, maar elke vyand wat teenoor U te staan kom, selfs die grootste een wat ons ken, die dood. Wees met ons, dat ons sal lewe, dat ons en ons hele volk hierdie gelofte sal onderhou, nie uit onsself nie, maar alleenlik in Jesus Christus. Daarom vra ons dat U met ons sal wees deur die Gees en ons daartoe sal help. Ons bid al hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die genade van die kruisiging en opstanding van Jesus Christus. Amen. Kom ons sing saam tot eer van die Here 'n loflied, gesang 102. Gesang 102 gaan ons die eerste en die 5de vers sing. Gesang 102, vers 1 en vers 5. O God van Jakob, deur U hand word steeds U volk gevoed. U het wel eer op see en land, ons vadere behoed. Beskikker van ons deel en lot, in voor en teëspoed. U is ons Vader en ons God, net U is waarlik goed. Gesang 102 vers 1 en vers 5. God van Jakob, deur U hand word steeds U volk gevoed. U het wel eer op see en land, ons vadere behoed. Beskikker van ons deel en lot, in voor en teëspoed. U is ons Vader en ons God, net U is waarlik goed. Die woord van die Here kom vanmôre tot ons vanuit Prediker 5. In Prediker 5 gaan ons saam lees vers 1 tot 7. En die teksverse van die preek vanmôre is die eerste en die derde vers. Prediker 5, vers 1 tot 7 en die teksverse vers 1 en 3. Prediker 5, vers 1. Wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie. Want God is in die hemel, en jy op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees. Want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde. As jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwaase nie. Betaal wat jy beloof. Dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Laat jou mond nie toe om op jou liggaam 'n sondeskuld te laai nie, en sê nie voor die gesand van God, dit was 'n vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Want soos daar baie drome is, so is daar ook nietige woorde in menigte.
maar vrees God. As jy verdrukking van die arme en berowing van die reg en geregtigheid sien in die land, verwonder jou nie oor die saak nie, want 'n hoër een loer op die hoë, en die hoëres weer op hulle. Tot sover. Ek lees weer vir ons die teksverse, vers 1 en vers 3. Vers 1. Wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel, en jy op aarde. Daarom moet jou woorde min wees. Vers 3. As jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwaase nie. Betaal wat jy beloof. Tot sover. Salig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, dink u vrees werklik die Here? Ons vra onsself die vraag, ons wees eerlik met onsself, vrees u regtig die Here? Vrees ons volk die Here? Vrees ons land die Here? Wel, almal van ons sal, getroue Christene sal gewoonlik sê, ja, ons vrees regtig die Here. Maar wat is vrees? Nou, onlangs, die van u wat die nuus dopgehou het, met die Amerikaanse verkiesing toe Donald Trump verkies was as die president van Amerika, het die liberale Amerikaners was so oorval deur vrees gewees, dat hulle die dag toe die aankondiging gemaak is, die Kanadese immigrasiewebwerf so baie besoek was deur almal wat wou immigreer, net omdat Donald Trump verkies was en hulle vir hom bang was, het die hele Kanadese webwerf in duie gestort. En daai webwerf kan duisende besoeke op 'n slag hanteer. Hy het in duie gestort. Want die vrees vir Donald Trump het hulle tot aksie geroep. Nou, vrees vir die Here en die vrees vir 'n mens is glad nie dieselfde nie. Maar daar is tog ooreenkomste. Maar wanneer 'n mens vir 'n mens vrees 'n mens vir wat hy aan jou sal sleg doen, en so ook was dit nou die geval wat hulle gevrees het, en daarom het hulle dit gedoen. Maar wanneer 'n mens vir die Here vrees 'n mens nie omdat jy bang is vir sy straf nie. Wel, jy kan dit ook seker doen, maar dis nie wat die Here van ons vra nie. Hy vra ons om sy grootheid te vrees, sy almag. Met ander woorde, meer 'n vrees in die vorm van respek te hê, 'n heilige respek. Maar daarso is wel aspekte van vrees vir 'n mens en vrees vir die Here wat ooreenstem. En dit is dat vrees roep jou tot aksie. Dis wat dit doen. Kyk maar wat het in Amerika gebeur toe Donald Trump verkies was. Oomblik toe hulle vrees, die vorige president, niemand het hom gevrees nie. En hulle het niks gedoen nie, hulle het nie betoog nie. Daar was baie mense wat net so ongelukkig was oor sy verkiesing, maar hulle het nie betoog nie, hulle het nie Kanada toe geïmmigreer nie. Kyk ook in die geskiedenis van die mens. Wanneer was al die mensdom se grootste dinge wat hulle bereik het? Wat was die doel daarvan of die rede daarachter? Die maanlanding het gekom omdat die Amerikaners bang was. Die Russe doen dit eers en sit 'n basis op die maan. So het die atoombom gekom toe die Amerikaners bang was. Die Duitsers en die Japaneese bou dit eerste. En al hierdie groot dinge gebeur juis wanneer die mens vrees. En die vraag is, hoekom? Die rede is, dit roep jou, vrees roep 'n mens tot aksie. Hoekom was die mens nog nie weer terug na die maan toe nie? Want hy het nie gevrees nie, hy het nie rede om te gaan nie. Dit is hoe die mens werk, as daar nie vrees is nie, dan is daar nie aksie nie. So ek gaan weer vir u die vraag vra.
Vrees u die Here. Wanneer u die Here se naam hoor, laat dit jou regop sit en laat dit jou luister. As die Here met jou praat, roep dit jou tot aksie, energieke aksie om op te tree, omdat die een waarvoor jy vrees gespreek het. Of sit ons agteroor en ons vrees nie regtig die Here nie. Wanneer sy woord na ons toe kom, Sondag na Sondag, gee ons nie regtig om nie, en dis mooi wat die dominee sê, dis mooi wat in die Bybel staan. Maar ons vrees nie die Here nie. Sonder dat ek dit hoef te probeer wegsteek, kan ek dit reguit sê dat baie min van ons indien enige die Here vrees, soos wat ons moet. Hierdie geleesde gedeelte in Prediker 5 stel dit baie mooi. Wanneer jy met die Here praat, met jou woorde min wees. Nou hierdie gaan oor gelofte spesifiek. Wanneer jy iets aan die Here beloof, moet jou woorde min wees. Want onthou, hy is in die hemel en jy is op die aarde. Hoe groot is 'n aardse leier wat die mense vrees in die oë van die Here? Die Here, hierdie gedeelte sê, die Here is in die hemel, ons op die aarde, daarom moet ons op vrees. Weet jy broer en suster, daar is ons veel meer rede hoekom ons die Here moet vrees. Want die Here is nie net in die hemel nie, hy is die koning van die hemel. Hy is nie net die koning van die hemel nie, hy is die koning van die hemel en die aarde. En hy is nie net die koning van die hemel en die aarde nie, hy is die koning van die heelal. En weet jy wat, dis nog steeds nie al nie. Nie net is hy die koning van die heelal nie, hy is die skepper van alles wat bestaan. En hy het dit gemaak, en ek weet ek het dit al baie gesê, maar hy het dit alles gemaak deur net te spreek. Hy het nie 'n graaf en 'n troffel gevat en die heelal gebou nie. Hy het gespreek. Hy is die almagtige, die skepper van die hemel en aarde, die koning, die heerser oor alles. Maar dit is nog nie al nie. Nie net is hy die heerser, die skepper nie. Hy is ook die regter. Die een wat beloof het, soos wat hy beloof het dat hy die mensdom sal verlos, so het hy beloof dat hy sal oordeel. Dat die ganse mens onskuldig voor hom sal staan, en die wat nie sy genade ontvang het nie, vernietig sal word in die ewige dood. En dis nog steeds net 'n breekdeel, dit is maar net wat ons menslike verstande kan begryp. Ons kan nie, God is oneindig groter as wat ek dit vir u kan verduidelik. Ons staan vanoggend en elke dag van ons lewe staan ons voor hierdie heilige, almagtige God, wat genadig, regverdig is, en wat die regter is, en wat die wêreld sal veroordeel. Broers en susters, as ons hom nie vrees nie, hoekom vrees ons nog enigiets in hierdie wêreld? Wat is meer vreesaanjaend as God? Wat is daar wat meer vrees in ons harte moet indruk as hierdie groot heerser? As 'n mens 'n leier het waarvoor jy respek het, en jy kry geleentheid om hom te ontmoet, wie sal nie vrees vir daardie oomblik nie? Ja, ons gaan nie bang wees vir sy oordeel nie, maar ons gaan senuweeagtig wees. Wat as ek iets verkeerd doen? Wat as ek iets verkeerd sê? Wat as ek nie die regte klere aan het nie? Wat as hy nie van my hou nie? Dis 'n aardse koning, 'n aardsing. Elke Sondag, elke gelofte dag,
staan ons voor die heilige. As ek sê die heilige van Israel, is dit nie eers nasin nie. As ek sê die heilige van die heelal, is dit nie eers nasin by wie hy is nie. Dit is so stukkie. Vrees ons hom. Ons hoor sy naam. As ons sy naam hoor, laat dit jou regtig regop sit. Laat dit jou oorent kom met die besef, maar ek staan voor my God. Ek staan voor die koning van die heelal. Wat het ek om hom te bring? Is ons enigstens bekommerd dat ons voor God sal staan wanneer ons gereeld voor hom staan? Broers en susters, ons vrees glad nie die Here nie. As ons die Here gevrees het, sou hierdie kerk vanmôre heeltemal vol gewees, of hy sou heeltemal leeg gewees het, omdat ons almal by 'n volledige geloftefees was. Nie net by 'n diens nie. Ons sou elke keer as ons die Here se naam gehoor het, sou ons gelos het wat ons gedoen het, en ons sou geluister het. En elke keer wanneer die Here ons met ons gepraat het, sou ons alles in ons vermoë gegee het en alles opgegee het wat ons kon, om dit te doen wat hy van ons vra. Want dit is wat vrees doen. Vrees roep jou tot aksie, en dit is wat die Here bedoel wanneer hy vir ons sê dat ons hom moet vrees. Hy bedoel nie ons moet bang wees vir hom nie. Hy bedoel ons moet hom met soveel respek hanteer dat wanneer ons iets van hom hoor, dat dit ons oorhaal tot aksie. Hoekom dink u het die eerste apostels of die eerste Christene die evangelie so wyd verkondig? Want hulle het die Here gevrees. Die Here het hulle 'n opdrag gegee, en daardie vrees vir die Here het hulle tot aksie oorgehaal. Wanneer ons ophou vrees, hou ons op om te doen. Wanneer ons ophou vrees, moet die kerk mense nat lek voordat hulle bereid is om iets te doen vir die Here. Wanneer die mense ophou vrees, is ons werk vir ons belangriker as die Here. Wanneer ons ophou om die Here te vrees, wil ons niks vir hom doen nie, want dit is nie vir ons belangrik nie. Want ons besef nie, ons staan nie net voor die koning nie. Ons besef nie, ons staan nie net voor die Skepper nie, maar ons staan voor die Regter. Vrees die Here, want die woord sê, onthou, hy is in die hemel, en ons is op die aarde. Hy is God, ons is mens. Dan kom die prediker skrywer en hy vat hierdie vrees wat hy vir ons verduidelik, en hy bring dit in verband met die geloftes. En hy vra eintlik, hoe maklik is dit om 'n gelofte af te lê? Nou in die tyd van Israel, toe die boek Prediker geskryf het, as hulle gelofte afgelê het, het dit gewoonlik gepaard gegaan met 'n offer wat hulle vir die Here bring. So dit is eintlik waarna hy verwys. Wanneer hy sê, betaal jou gelofte so gou as moontlik. As jy 'n gelofte gedoen het, dan sou jy 'n offer aan die Here gebring het om daardie gelofte te betaal. Nou daar was verskillende soorte geloftes, en een belangrike ding wat die predikerskrywer uitwys en wat deur die hele Bybel voorkom, is dat niemand is verplig om 'n gelofte af te lê. Maar wanneer jy 'n gelofte af lê, betaal daardie gelofte. En wanneer daar 'n gelofte gedoen word aan die Here, moet dit uit vrees vir die Here gedoen word. Nie uit selfsug of hebsug of watse rede ook al nie. Wanneer 'n mens voor die Here staan en 'n gelofte aflê, moet jy besef voor wie jy besig is om te staan om my gelofte af te lê. Want die prediker sê, onthou, God is in die hemel en jy is op die aarde.
En dit beteken al daardie dinge van 'n groot skepper, koning en regter. En ons is nietige mense op die aarde. Ons moet besef hoe groot God is. En daardie grootheid, daardie vrees, moet ons tot aksie roep, wanneer ons 'n gelofte aflê. Nou was dit so in die geval van Bloedrivier, het die voortrekkers regtig so 'n besef van die Here gehad. Nou, ons kan seker daaroor redeneer oor wat hulle in hulle harte aangegaan het. Vandag kan ons nie sê wat in die harte van die voortrekkers aangegaan het nie. Maar ons kan uit hulle dade 'n baie goeie afleiding maak van hoe belangrik hierdie gelofte vir hulle was. Voor hulle die gelofte afgelê het, was daar vir almal daar gesê, dat indien daar een persoon in die laar van Bloedrivier was, een van die voortrekkers, wat nie die gelofte wou aflê nie, dan sou hulle die gelofte nie gedoen het nie. Want dit was vir hulle, laat ek dit vir u so stel, hulle sou eerder sterf aan die hand van die Zulus, voordat hulle 'n gelofte afgelê het, waar almal nie eensgesind was om dit te onderhou nie. Dit is wat dit beteken as hulle gesê het, as daar een persoon is wat nie die gelofte wou aflê nie, dan doen hulle dit nie. Hulle sou eerder sterf. Die tweede ding wat hulle gedoen het, is hulle het elke aand tot die opbou van 16 Desember, het hulle die gelofte herhaal, sodat almal weet waaroor dit gaan. Sodat iemand nie na die tyd kan sê, maar ek het nie geweet wat ek afgelê het nie. Aand na aand herhaal tot en met die slag van Bloedrivier self. 'n Derde ding wat hulle ook gedoen het, wat dit vir ons wys hoe ernstig hulle was, is iets wat baie mense altyd miskyk, en dit is dat die voortrekkers nie die enigste in daardie laar was nie. In daardie laar was daar ongeveer 100 Zulu Christen bekeerlinge wat gevlug het vir Dingaan. Hulle is nie toegelaat om die gelofte saam met die voortrekkers af te lê nie, omdat hulle nie deel gehad het aan die gelofte nie, want dit was nie hulle oorlog nie. So hulle is nie toegelaat om dit te doen nie. Ook was daar 'n paar Engelse wat aan die kant van die voortrekkers was. Dit was weer eens nie hulle oorlog nie, hulle was ook nie toegelaat om die gelofte af te lê nie. Daarom maak hulle seker dat, of daarin het hulle verseker, dat die wat hom afgelê het, getrou is aan daardie gelofte, dat hulle ernstig is en die grootheid van God besef. En soveel so, dat hulle op die einde van die dag God meer gevrees het, as wat hulle die Zulus gevrees het. Want hy het hulle, die vrees van die Here het hulle geroep tot aksie. As hulle die vrees vir die Zulus hulle geroep het tot aksie, dan sou dit vir hulle net gegaan het om veggereed te kom. Maar die vrees van die Here het hulle geroep vir aksie, toe het dit hulle geroep om reg te maak voor die Here, met 'n besef dat sy mag is groter as die mag van Dingaan. En nou het hulle die gelofte afgelê, nou staan ons daar, en die woord van die Here sê, betaal jou geloftes. En daardie gelofte is afgelê in opregtheid voor die Here. In elk geval, selfs al was dit nie in opregtheid afgelê nie, sê prediker vir ons, jy kan nie later voor die Here staan en ek het nie geweet wat ek beloof nie. En die vraag is, onderhou ons die gelofte van Bloedrivier? Wel, die gelofte sê, ons moet dit hulle sou 'n huis vir die Here gebou het, en die geskiedkundiges is dit was die kerk in Pietermaritzburg wat hulle gebou het. Maar daar is een deel wat ons altyd moet onderhou, en dit is om hierdie dag as 'n dank en biddag soos 'n Sabbat te onderhou. Nou weet jy hoe moeilik is dit vandag gesê, vra vir ons volk om hierdie dag soos 'n Sabbat te onderhou. Dit is verskriklik moeilik gevra, want ons onderhou nie eers 'n Sabbat vandag soos 'n Sabbat nie. So hoe moet ons die Bloedrivier gelofte onderhou soos 'n Sabbat, as ons nie eers weet hoe om 'n Sabbat te onderhou nie? As ons dink dat
om kerk toe te gaan is genoeg, of ons gaan nie eers kerk toe nie. Maar dit kom ons nog by verder, kom ons los dit eers daar. Die woord van die Here sê, betaal jou geloftes. En dan word daar eintlik gespekuleer dat as jy jou geloftes nie betaal nie, dan moet jy nie vra hoekom daar onreg in jou land is nie. Moenie vra hoekom word die armes verdruk nie, hoekom het die korruptes mag nie. Staan in vers 7. Moenie vra nie, jy weet hoekom. Broers en susters, 'n mens kan amper dink dat hierdie gedeelte geskryf is nadat die bloedrivier gelofte afgelê is, as ons kyk na hoe dinge in ons land aangaan. Weet jy wat is die ergste? Die bloedrivier gelofte is seker die gelofte wat ons volk die beste onderhou, van al die geloftes wat ons het. En selfs dit onderhou ons baie sleg. Die Jan van Riebeeck gelofte, 6 April 1654, dat dit vir altyd as 'n dank en biddag gehou sal word. Die paardekraal gelofte, wat in die aanloop vir die Eerste Vryheidsoorlog afgelê is, waar daar beloof is, dat hulle weer, waar die volk besef het, hulle het die 16 Desember gelofte afgeskeep, en daar het hulle beloof, hulle sal weer die 16 Desember gelofte hernie, en die volk sal as 'n eenheid wees. Hulle sal saam staan. Die Tweede Vryheidsoorlog het gekom, en daai belofte het ook by die deur uitgewaai. Maar weet jy wat? Dit is nog geloftes van die verlede wat ons nie onderhou nie. Weet jy, daarso is tientalle geloftes van vandag wat nie onderhou word nie. Wat het jy beloof toe jy voor die kansel gestaan het en belydenis van geloof afgelê? Jy het voor God gestaan en gelofte gedoen. Jy het beloof dat jy in hom sal glo, dat jy hom sal dien tot die einde van jou lewe. Jy het beloof dat jy die werksaamhede van die kerk sal nakom, dat jy so getrou as moontlik die eredienste sal bywoon, en verskeie meer goed wat jy voor God gestaan en 'n gelofte gedoen het. Ons doopgeloftes. Ons wat ons kinders gedoop het, ons sal hulle groot maak tot eer van die Here, en ons sal seker maak hulle word deur ons en deur die kerk onderrig. Nie net deur die kerk of nie net deur ons en die kerk. Dis wat ons beloof het. Ja, die woorde sê nie, die gelofte sê nie presies daai woorde nie, maar dit kom daarop neer. Kom jy nog jou huweliksgelofte na? Toe jy voor God en jou eggenoot gestaan het en beloof het tot die dood jou skei, sal jy nooit ontrou wees. Die egskeidingssyfer in die Afrikaner volk was oor die afgelope 20 jaar hoër as wat dit nog ooit was. En ons lê die huweliksgelofte so maklik af, dat ons nie eers besef, as ons 3 keer beloof het tot die dood ons skei nie, vir wie het ek nou die waarheid gepraat? Ons staan voor die Here. En ons besef nie hoe belangrik dit is nie. Jong mense lê belydenis van geloof af, en dan raak hulle weg uit die kerk. Dit is nie meer vir ons belangrik om eers ons persoonlike geloftes na te kom nie. Hoe wil ons volk se geloftes nakom? Elke belofte wat u aan die Here gemaak het, is 'n gelofte. Ek leer altyd vir my katkesante die verskil tussen 'n belofte en 'n gelofte. As jy 'n belofte breek, is iemand kwaad vir jou. As jy 'n gelofte breek, staan jy skuldig voor God. Dis die verskil tussen 'n belofte en 'n gelofte. 'n Belofte kan 'n mens nog breek, maar daar's geen manier wat 'n mens 'n gelofte mag breek nie. Broers en susters,
Ons kan nie voor God staan en sê dit was 'n vergissing nie. Ons kan nie voor God staan en sê ons het nie geweet nie. Hier staan dit duidelik, as ons dit voor die Here gesê het, moet ons dit onderhou, anders laai ons skuld op onsself. Geen aardse regter kan vergifnis vir 'n gelofte gee. Al sê die skeihof wat. Maar daar is een regter wat kan. En dit is God. Want jy weet, daar is nog een gelofte wat ek nie genoem het. Ek het probeer om al die geloftes te noem, maar ek is seker daar is nog 'n paar wat ek nie genoem het nie. Ja, ek het nie die ouderling en die diaken geloftes genoem nie, maar dit is ook deel daarvan. Maar daar is een gelofte belangriker as almal. Die enigste gelofte in die geskiedenis van die wêreld wat nie verbreek is nie. En dis die gelofte wat God aan die mens gemaak het. Toe die mens gesondig het, waar die Here vir Adam en Eva, of vir Eva beloof het, dat haar saad sal die slang se kop vermorsel. En hy sal hom in die hakskeen byt. Wat die Here weer aan Abraham, aan Noag en Abraham en Dawid herhaal het. God het 'n gelofte aan die mens gemaak, dat hy al die skuld van al die gebroke geloftes, alle sondes wat gedoen is, sal hy betaal. En op Golgotha betaal hy daardie prys. Hy betaal die prys van elke gebreekte gelofte ooit. Hy betaal die prys van Jan van Riebeeck se gelofte. Hy betaal die prys van die Bloedrivier gelofte. Hy betaal die prys van die Parekraal gelofte. Hy betaal die prys van jou doopgelofte. Hy betaal die prys van jou belydenis van geloof. Hy betaal die prys van jou huweliksgelofte. Hy betaal die prys van jou diaken en ouderlingsgelofte. En in my geval betaal hy die prys van my predikantsgelofte. Hy betaal dit met sy bloed. En hy reinig ons van alle ongeregtighede asof daardie geloftes nooit verbreek was nie. Die bloed van Jesus is die prys, is sy oorwinning. Die oorwinning wat hy vir ons gegee het, die een by Bloedrivier was 'n klein oorwinning gewees. Hy het ons 'n oorwinning oor 'n aardse vyand gegee. Maar die groot oorwinning was die een wat ons alreeds voor dit ontvang het, die verlossing uit die dood. Want jy weet, die rede hoekom die voortrekkers bereid was om te sterf as een persoon nie die gelofte wou aflê nie, is omdat hulle geweet het, Jesus Christus was reeds getrou aan sy gelofte. En al sou ons lewe en al sou ons sterf, lewe of sterwe ons in Christus. En ons ontvang die ewige lewe. Met sy offer aan die kruis, verander hy elke gelofte wat ons al gemaak het, verander hy weg van 'n vloek af, na 'n seën. Want jy sien, elke liewe gelofte wat ons gemaak het, is eintlik 'n vloek oor onsself. Want ons kom dit nie na nie. En hy verander daardie gelofte na 'n seën. So die vraag wat ek vanoggend vir u wil vra, nadat ek vir u gevra het of u die Here vrees, is jou geloftes vir jou 'n vloek of 'n seën? Is jou geloftes vir jou 'n vloek of 'n seën? Al daardie geloftes wat ek genoem het, selfs die wat ek nie genoem het nie, is dit vir jou 'n vloek of 'n seën? Want die Bybel leer ons, as Jesus Christus nie in jou hart is nie, dan sal elkeen van daardie geloftes vir jou 'n vloek wees. Dit sal jou aankla, dit sal jou verdoemenis bring. Maar met Jesus Christus, maak nie saak wat daardie gelofte is nie, verander dit vir jou 'n seën. Dit maak jou lewe beter. Dit maak jou, soos wat hierdie gedeelte gesê het, in Prediker 5 vers 7, as jy verdrukking van die arme en berowing van die reg en geregtigheid sien in die land, verwonder jou nie oor die saak nie.
As ons, vanmôre het ek oor die radio gehoor wat iemand praat oor wat nog 'n jong dogtertjie was met die 100-jarige feesvieringe van Bloedrivier. En sy het daar gesê, ons geslag, nou haar geslag, was die geslag waar ons die duidelikste die gevolge van die slag van Bloedrivier kon sien. Die voorspoed wat hulle gehad het, die vryheid wat hulle gehad het. Waar is dit vandag? Waar is daar die voorspoed? Waar is daar die vryheid? Bybel sê duidelik, moenie wonder hoekom dit gebeur. Betaal jou geloftes. En in Jesus Christus sal elkeen van daardie geloftes vir jou 'n seën wees. Sal elkeen van daardie geloftes vir jou blydskap gee. 'n Ouer wat sy kind gedoop het, sal blydskap verskaf word omdat daai kind die Here ken. As jy jou huweliksgelofte nakom, jou belydenis van geloof, al die geloftes, sal daardie gelofte vir jou blydskap verskaf. Soos het 100 jaar terug die Bloedrivier gelofte, die Paardekraal gelofte en die Jan van Riebeeck gelofte vir ons volk blydskap verskaf het. Vandag verskaf dit nie blydskap nie. Dit verskaf aan elkeen van ons 'n waarskuwing. Want die geloftes van ons volk kan net op een manier onderhou word. Jou geloftes kan ook net op een manier onderhou word. In jou hart. In Jesus Christus. Nie met jou mond nie, nie met jou lippe nie, nie met jou liggaam nie, nie met ritueel nie. Opreg in jou hart, in Jesus Christus. Die Preker skrywe waarsku vir ons, moenie wonder hoekom dit gebeur nie. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die genade wat U vir ons gegee het, dat ons ook vandag weer voor U kan staan en U woord kan hoor. Dat ons ook baie keer bekommerd voor U staan, omdat ons U nie vrees soos wat ons moet nie. Leer ons harte om U te vrees, dat ons sal ophou om mense meer as U te vrees. Roep ons tot dade, laat ons regop sit wanneer ons U naam hoor. Laat ons skrik wanneer ons U stem hoor. Laat ons luister. Laat ons geloftes betaal, maar nie met ons eie bloed nie, in Jesus Christus. Gebruik elkeen van ons as U getuies dat hierdie woord nie net hier sal bly nie, maar dat dit uitgedra sal word en U evangelie versprei sal word. Ons wil U vra dat ons U liefde sal uitdra. Leer ons U weë. Leer ons om ons geloftes te hou. Dat dit in ons harte vir ons belangrik sal wees. Dat ons nie net elke aspek van die Bloedrivier gelofte sal hou nie, maar elke aspek van elke gelofte. Ons bid al hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die woord van die Here deur om saam te sing Psalm 25. Psalm 25 sing ons die eerste, die derde en die 6de vers. Psalm 25 vers 1, 3 en 6.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, deur die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. Lees vir ons hier voor die voortrekker gelofte van 16 Desember 1838. Soos opgestel deur Charles Silje en 'n amptelik in Afrikaans vertaal is deur die FHK. Hier staan ons voor die heilige God van die hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen. Dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dank en biddag soos 'n Sabbat sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die komende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, die roem en die eer vir die oorwinning aan hom te gee. En kom ons gee dan ook die roem vir die oorwinning deur om saam te bid. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die genade dat ons vandag hier voor U kan staan. Die roem vir die oorwinning van Bloedrivier kom alleenlik aan U toe. Geen menslike faktor is eerwaardig in daardie omstandighede. Alleenlik kon hulle dit deur U doen. En alleenlik kon ons raak sien dat dit U hand was, U genade. Wees ook met ons dat ons as die nageslag vandag sal staan voor U en sal besef dat U in die hemel is en ons is op die aarde. Ons vra dat U elkeen van ons sal aksie roep om hierdie gelofte te gehoorsaam, dat dit in ons harte 'n saak sal wees waarin ons dit uit liefde en uit blydskap en in vreugde vir U doen. Maak hierdie gelofte vandag 'n seën vir ons volk en 'n seën vir elke individu. Dat ons nie die vloek daarvan sal dra nie, maar die seën in die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus. Laat sy woord in ons harte lewe. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen.